Die Bybel is vol verhale oor God se mense. Hierdie verhale help ons om die eindtyd en die waarheid vir ons tyd beter te verstaan. Die waarheid vir ons tyd, of teenswoordige waarheid, is die Bybelse waarheid wat ons die nodigste het vir ons tyd. Sommige van die Bybelverhale help ons om die eindtyd boodskappe in die boeke Daniël en Openbaring te verstaan. In hierdie Bybelverhale sien ons hoe God dinge gelei het om vir ons te wys wat in die einde sal gebeur. Sommige van hierdie verhale sluit in Sodom en Gomorra en die vloed. Hierdie verhale verduidelik duidelik wat in die eindtyd gaan gebeur. Die betekenis van ander verhale is nie so voor die hand liggend nie. Ons moet dit noukeuriger lees om die Bybelwaarhede daarin te verstaan wat God aan ons wil gee. In die volgende paar weke gaan ons 'n paar belangrike verhale bestudeer om te sien wat dit ons kan leer oor die wederkoms, God se werk as regter en ander eindtyd gebeure. Soos ons sal sien, is Jesus die belangrikste deel van hierdie verhale. Alles wat die Bybel ons oor die eindtyd leer, begin en eindig by Jesus. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 7 Junie. Baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les. Ons is hierdie week by les 10, op wie die eindes van die eeue gekom het, vir 31 Mei tot 6 Junie. Ons geheue-teksvers vir hierdie week vind ons in 1 Korintiërs 10, vers 11 en 12 te lees. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. 1 Korintiërs 10, vers 11 en 12. Ek lees weer. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord met ander te deel, om dit saam te bespreek. Mag Here asseblief, mag u woord aan ons open, mag u Gees asseblief die woord op ons hart skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Weer eens baie welkom, dankie dat julle saam met ons inskakel. Soos wat julle kan sien, die agtergrond is so 'n bietjie anders hierso by my. Ek is besig om die ateljee en my kantoor is eintlik een ding, besig om dit te skuif, so dit gaan so 'n bietjie deur mekaar. My tyd is so bietjie opgevat. Jammer dat ek hierdie week se les 'n bietjie laat het, maar hopelik betyds dat ek hom vandag, Vrydag, vir julle kan oplaai. Baie dankie vir julle geduld. Dankie vir julle gebede, julle ondersteuning, julle bewoorde van bemoediging. Dit beteken so baie om te hoor dat hierdie programme word waardeer. Dit verg regtig baie tyd en baie moeite. En partykeer dink 'n mens, is dit nog die moeite werd? En dan kry ek pragtige boodskappe wat my bemoedig. En dan sê ek, ja, dit is die moeite werd. So baie dankie vir julle. Ek waardeer dit regtig opreg. Kom ons gaan dan nou na hierdie week se les toe, en ons gaan na Sondag toe 1 Junie, die toren van die lam. Die lesie vir ons gaan kyk na Openbaring 6, vers 12 tot 17, en dan sê dit, dink na oor hoe hierdie mense reageer wanneer hulle die eindtyd gebeure skielik sien plaasvind. Wat sien jy in hulle reaksie? So Openbaring 6, vanaf vers 12 tot by vers 17 lees. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom, wat deur die groot wind geskit word, sy navye laat val, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die menigtes, en al die slawe, en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê,
val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Nou hier is 'n baie interessante gedeelte wat ons hier vind. Dit sê, praat van die toorn van die lam. So, hulle sien hierdie wese wat kom in die hemel, en hulle weet wie dit is. Hulle het nog nooit gesien nie, hulle het nog nooit ontmoet nie, maar hulle weet presies wie hy is. Hulle noem hom die lam, wat natuurlik verwys na Jesus. Kom ons kyk gou weer daarna, vers 16. En vir die berge, en vir die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam. Hulle herken wie dit is. En kyk dan ook hierso, vers 17, want die groot dag van sy toorn het gekom. Hulle weet wat se gebeurtenis hierdie is. So dit is nie dat hulle oningelig is van wat besig is om te gebeur en wie dit is wat in mag en krag daar in die hemelruim verskyn nie. En dit maak sin as 'n mens ook gaan kyk na wat Jesus sê in Matteus 24 vers 14. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. So, ons weet die Bybel praat van die 3 engele boodskap, en dan praat dit van 'n engel wat na die 3 engele kom, en dis 'n engel wat magtig is en wat die hele wêreld verlig. So, die laaste dag waarheid gaan na die hele wêreld toe gaan. Maar nou gaan ons iets interessants vind, want alhoewel hierdie mense weet wie dit is wat kom, die evangelie aan hulle verkondig is, hulle het geweet, hy gaan kom, want hulle herken hom, en hulle weet wat se dag dit is. Kyk nou wat lees ons in Matteus 24, vanaf vers 36 tot 44, maar van die dag en van die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. So het baie interessant. Hierdie mense, baie duidelik, gaan onverwags gevang word. Nou hoe gaan hulle onverwags gevang word, as wanneer hy kom, hulle hom herken as die lam? Hulle weet dat hierdie is die groot dag van sy oordeel. Wel, as ons gaan kyk na Noag, hy het vir 120 jaar aan die wêreld gepreek. Die vernietiging kom, maak julle gereed, kom saam in die skip in, word gered. God wil nie julle moet verlore gaan nie. Tog was dit net hy en sy gesin gewees. Hulle was net 8 mense gewees wat gered is. Nie een van die mense het gereageer nie, was gered gewees nie. Hoekom nie? Omdat hulle nie gewaarsku was nie? Nee, aan hulle was gesê wat sou gebeur. Wat was dan die probleem gewees? Geloof. Hulle het nie geglo nie. Nou, wat vir my baie interessant is, Paulus skryf in Hebreërs 4, al Hebreërs 3 begin hy reeds om daaroor te skryf oor die kinders van Israel, die wie se lijk in die woestyn lê, na die 40 jaar van swerftog deur die woestyn, en hy sê dat hulle kon die beloofde land nie ingaan nie as gevolg van ongehoorsaamheid. En dan sê hy dan in hoofstuk 4 vers 1, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Hoekom het hulle nie in die ark ingegaan nie?
want net so as wat dit was met die Israeliete, het die hoorders, die woord het nie met geloof in hulle hart ingegaan, hulle kon nie ingegaan het nie, hulle het nie geloof gehad nie. Nou, daar's baie mense wat vandag ook met dieselfde probleem sit. Daar's mense wat sê, man, hierdie langtydperiodes, dit is wysheid vir ons. Die Here het 2000 jaar terug gesê, ek kom gou. Dis beslis nie gou, dis 2000 jaar. En Petrus skryf juist daaroor in 2 Petrus 3 vers 3 en 4, waar hy die volgende sê, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. En ons is getuies vandag, dat dit is waar, daar's baie mense wat so praat, en wat dit dan ontken. Hier staan nou 'n vraag aan die einde van Sondag. Die vraag wat hier gevra word nie baie maklike vraag nie, in die sin dat, as jy nie mooi gaan kyk en hom 'n paar keer gaan oorlees nie, gaan jy mis wat gevra word. Maar kom ons kyk gou daarna. Dit lees, vir elke persoon van die tweede koms van Jesus, of in sommige gevalle die derde, nooit later as 'n oomblik na die dood plaas nie. En ons weet almal hoe vinnig die lewe verbygaan. Hoe kan hierdie insig ons met die vertraging help? Nou, die vertraging waar hiervan gepraat word, is dat die Here sy vertraging, as hy sy wederkoms, dit voorkom asof hy dit vertraag, maar dis nie vertraging nie, hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan nie. Maar ek het die vraag 'n bietjie anders gestel, en ek hoop dit maak meer sin. Die vraag wat ek dan hier uitkry is, die Bybel beskryf die dood as 'n slaap, en vir elkeen wat sterf, is Jesus se koms hul volgende oomblik van bewussyn. Hoe kan hierdie besef ons help om nie moedeloos te raak oor die vertraging van sy koms nie? Nou, die Here vertraag nie regtig sy koms nie, dis net die plan van verlossing moet uitloop. Maar dink 'n bietjie hier aan, die gedagte dat wanneer ek op my sterfbed lê, en ek weet ek is nou besig om te gaan, as dit nou is hoe ek sal gaan, kan ek met die besef sit, ek gaan in die slaap raak, en die volgende bewuste oomblik wat ek gaan hê, is my Here wat kom, my opwek uit die graf uit, en ek gaan my Here sien kom op die wolke, ek gaan sy engele stuur, ek gaan hom tegemoet gaan in die lig. Wat 'n vooruitsig, wat 'n hoop om aan vas te hou. So ja, hierdie vertraging, en as te ware vir elke individu, is die wederkoms om die draai. Die dag as jy sterf, die volgende oomblik wanneer Jesus op die wolke kom vir jou, het geen tyd verloop nie. Dis die volgende oomblik van bewustheid. So ja, in daai sin kan ons hoop hê. Dit gaan, ek kan amper sê, in ons leeftyd gebeur? Nee, in ons bestaan gebeur, want ons gaan bestaan hierna, nadat ons geslaap en die Here ons opgewek het. Dis regtig hoop waarna ons kan vashou. Ek hoop jy vind ook hoop in hierdie belofte van die Here. Kom ons gaan kyk dan nou na Maandag. Maandag is 2 Junie, Noag evangeliseer. Nou, ons het net 2 Petrus 3 gelees, vers 3 en 4, maar kyk wat sê vers 5 net die volgende vers, want, wat is hierdie want nou weer gewees? Ons het mos nou gelees, dat hulle daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Kyk wat sê vers 5 nou. Want hulle vergeet dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord. So dit is interessant dat dit sê so dat dit aspres is of moedswillig is wat hulle vergeet. Alhoewel as jy, en dit is seker een van die verhale in die Bybel wat die meeste oor gespot word as die vloed, in twyfel getrek word. Nee, hoe gaan die hele aarde gevloed word? Dit was net 'n lokale vloed gewees. Daar's geen tekens dat dit globaal was nie, maar die van julle wat Walter Feit onder andere se verduidelikings gesien het en waar die tekens op al die berge is, was die hele wêreld onder water gewees. Nee, sê die mense, dit was net 'n ice age gewees.
Maar die Bybel sê vir ons hulle doen dit moedswillig. Want as jy kyk na al die antieke kulture, almal van hulle het 'n verslag van 'n verwoestende vloed op een of ander variasie en waar daar net 'n handjievol mense is wat dit oorleef het. Ten spyte van al hierdie bewyse in die natuur, hierdie bewyse geskiedenis van hierdie kulture wat na hierdie gebeurtenis verwys hulle nog steeds na dit as 'n mite en is dit ietsie wat hulle ook groot mee spot dryf. Nou vry les ons moet dan met dit in gedagte kyk na Matteus 24 vers 37 tot 39. En hulle sê, kyk wat Jesus hier gesê het, dat die wêreld met die dae van Noag sal ooreenstem, die laaste dae sal ooreenstem met die tyd van Noag. Hulle sê vergelyk ook hierdie skrifgedeelte met Genesis 6 vers 1 tot 8. So kom ons kyk gou-gou, Matteus 24 vers 37 tot 39 lees, en net soos die dae van Noag, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink en getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan Genesis 6 vers 1 tot 8. En toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, natuurlik hierdie seuns van God is die lyn van Set wat getrou gebly het aan God, dat die dogters van die mense, dit is nou die nageslag van Kain, mooi was, het hulle vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reus op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het altyd net sleg was, het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. So hier is 'n baie belangrike les vir oorblyfsel volk van God. Wanneer ons baie duidelik gaan kyk na hierdie skrifgedeeltes, in Hebreërs 11 vers 7 vertel ons dat die ark gereed gemaak is tot redding van Noag se gesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Nou dink 'n bietjie hieroor. Om vir 120 jaar lank, langer as 'n eeu, te preek, sonder dat enige iemand daar is wat jou boodskap aanvaar of aanneem. As dit 'n Bybelwerker of 'n evangelis vandag was, sou hy beskou word as 'n mislukking. Maar wanneer ons kyk wat gaan gebeur in die laaste dae, gaan daar 'n tyd gekom wat geen mens hierdie waarskuwings gaan aanneem nie. Op hierdie stadium word die 3 engele boodskap wêreldwyd baie goed aanvaar. By die miljoen mense elke jaar word gedoop in die 70 Adventiste kerk, waar mense die Here aanneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker en die laaste dag waarheid en by die kerk aansluit. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer die genadedeure gaan sluit, wat ons weet dat toe die deur toegang van die ark, het die ark op droë grond gestaan vir 7 dae, waar daar geen reën geval het nie. En die ark was toe, niemand kon die ark oopmaak nie. Noag kon nie die ark se deur oopmaak, die mense buite kon dit nie oopmaak, die genadedeur het gesluit. En so gaan dit wees in die laaste dae ook. Hier is 'n aanhaling hierso uit die boek Die Groot Stryd, wat sê, wanneer die genadetyd sluit en die genadedeur toegaan, is daar die een kort sinnetjie, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Word ons gebring tot die einde van die heiland se laaste bediening, en tot die tyd wanneer die werk vir die verlossing van die mense voleindig is. So daar gaan 'n tyd kom, wat niemand die boodskap gaan aanvaar nie, waar ons beskou gaan word en gehaat gaan word, en beskou word as jy vyand. Nou, wat gemaak
as ons die boodskap uitdra en die mense wil nie die waarheid aanneem nie. Die meerderheid mense vir wie ek die boodskap al gegee het, toon nie vrugte van bekering nie. Dit maak 'n mens moedeloos. Maar moet ek nou opgee? Moet ek nou sê dit is nie die moeite werd nie? Moet ek nou maar net sê ag, kom ek hou net op probeer want die mense wil tog nie luister nie? Nee. Kyk na die vraag aan die einde van die dag. Hoe kan ons leer om nie mismoedig te word wanneer ons persoonlike evangelie uitreikpogings lyk asof dit nie eintlik vrugte dra nie? Waarom moet ons aanhou met ons uitreikpoging? En dan sê ons kyk na Johannes 4 vers 37. Kyk hierna. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. So is daar 'n familielid is vir wie jy probeer oortuig of die waarheid bring. Onthou, ons werk is nie om mense te oortuig nie. Ons moet net die saad saai. En die Here sal die volgende regte persoon bring om verder te werk wat nodig is om gedoen te word. So moet nie moedeloos word nie. Ons werk nie alleen nie. God werk saam met ons. En God is meer begeerig dat ons geliefdes gered word, die waarheid sal aanneem as wat ons is. En God sal alles in sy vermoë doen om hierdie mense tot inkeer te bring, om siele te red. Natuurlik in die konteks van hulle vrye wil, sonder om teen hulle vrye wil te gaan. Kom ons gaan na Dinsdag toe. Dinsdag 3 Junie, se opskrif is die verhaal van Sodom en Gomorra. Hier gaan ons kyk na 2 Petrus 2 vers 4 tot 11, Judas 5 tot 8, Jesegiel 16 vers 46 tot 50. Dis heel wat ons gaan lees hierso, so lees saam. 2 Petrus 2 van vers 4, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel en bewaring gehou te word, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed oor die wêreld van die goddelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. En die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense, want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word, en vir al die wat die vlees in vuile begeerlikheid agterna loop en die heerskappy verag, vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, terwyl die engele, hoewel groter sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voortbring nie. En nou kyk ons na Judas 5 tot 8, dit lees, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipteland gered het, daarna die wat ongelowig was omgebring het, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel het terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromery die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Nou, gewoonlik die lesse wat ons hier uit kry, byvoorbeeld 2 Petrus 2 vers 4, wat sê, en dat die engele vir die oordeel in bewaring gehou gaan word, so daar's 'n oordeel wat gaan kom. En dan sê dit hierso ook, vers 6, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, so die vernietiging gaan wees tot as, nie ewige verbranding nie, en dit sal wees as 'n voorbeeld vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. So baie duidelik is hierso baie mooi verduidelikings dat daar is 'n oordeel aan die einde, dat die hel brand nie nou vir ewig nie, en dat Sodom en Gomorra en ook die mense wat daarna gaan wees tot as gaan brand, want dit is vir hulle as 'n voorbeeld gehad vir die wat goddeloos gaan
wat vir hulle wag, hulle gaan tot as verbrand word. En dan as ons ook kyk na Judas, praat dat hierso van dat hulle die ewige vuur ondergaan het in Judas 7, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan het. So hierso is baie sterk gedeeltes hierso wat ons help om te kan verduidelik en waar die Bybel baie duidelik maak dat die hel nie 'n ewige brandende hel is nie, maar dat dit 'n plek is waar daar totale vernietiging gaan wees, die ewige vuur. Wat Sodom en Gomorra brand nie vandag nog nie, maar dis die plek waar die dooie see is, waar daar geen lewe is nie, is daardie area. Ten spyte vir al hierdie pragtige waarlesse wat ons hieruit kry, is daar ander lesse wat ons ook hieruit leer. En met dit in gedagte, kyk bietjie wat sê Esegiel. Esegiel 16 vers 46 tot 50. En jou grootsuster is Samaria. Nou hierso praat die Here met die kinders van God. Hy sê jou grootsuster is Samaria. Sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant, maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters. Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gewandel volgens hulle gruwels nie. So hierso sê die Here, ja, julle het nie hierdie vreeslike dinge gedoen wat hulle gedoen het nie, maar kyk wat sê dit volgende. Net 'n kort rukkie en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë. Nou as hulle dan nie hierdie vreeslike dinge gedoen het wat hulle gedoen het nie, Sodom en Gomorra gedoen het nie, hoekom is hulle verderfliker gehandel? Kom ons lees verder. Vers 48, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis jou suster Sodom, sy met haar dogters het nie gehandel soos jy gehandel het nie, jy met jou dogters nie. Kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom, in trotsheid, oorvloed en van brood en sorgelose rus, het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie. En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het ek, toe ek dit sien, hulle weggeruim. Nou, dit is baie duidelik, die mense gaan vernietig word met vuur, soos Sodom en Gomorra. Openbaring 20 noem dit ook waar hulle vernietig gaan word. Maar daar is 'n geneigtheid, wanneer ons kyk na die sondes van die wêreld en wat tot hulle vernietiging gaan teweegbring, wat gaan oorsaak, dat hulle vernietig word op die einde van die dag in die helse vuur. Soos hierdie mense van Sodom en Gomorra, dit wat hulle aangevang het, nie net dat hulle sodomie beoefen het nie, maar ook dat hulle die arme mense nie versterk het nie. Wanneer ons kyk na die sonde van die mense, as ons byvoorbeeld ook kyk na wat Paulus beskryf in Romeine 1, vers 18 tot 32, wat hy praat van al die goddeloosheid van die wêreld, en dink ons, ja, dis die mense van die wêreld. Maar dit gebeur so maklik dat ons onbewustelik onsself blind hou vir ons eie foute, terwyl ons die ander mense, die mense in die wêreld se foute veroordeel. Die Here sê vir hulle, julle is nog meer skuldig as daai mense. Hoe so? Want ons is veronderstel om ons die regte ding te weet en te doen. Maar ons probeer om ons geestelike oorspel te bedek. Wat is 'n geestelike oorspel? Daar's 'n baie mooi voorbeeld in die Bybel met die verhaal van Dawid en Bathsheba. 'n hartseer verhaal, maar wat Dawid hierdie vrou vat, dit is nie sy vrou nie, sy is 'n getroude man, haar man veg vir hom in die oorlog. Sy word swanger deur Dawid. Dawid laat hom afkom van die weermag af, maak hom dronk, dat hy by sy vrou gaan lê. Hy is so getrou man, hy sê nee, my broers veg in die oorlog, ek en my vrou gaan lê en ek sal in die plein gaan slaap. En hy stuur hom toe met 'n brief, sy eie doodsbrief. Voorbedagte moord pleeg hy dan ook om van hierdie man ontslae te raak sodat hy nie uitgevang kan word nie. Hoe kan hy so blind wees en hierdie dinge doen? Wel, toe kom Nathan na hom toe. Nathan vertel vir hom 'n verhaal van 'n baie ryk man wat baie skape en baie beeste het. Hy kry kuiergaste en toe gaan hy na 'n baie arm man wat een ou lammetjie het. Hierdie lammetjie is handsgroot gemaak, het saam met sy kinders in die bed geslaap, saam met hulle aan tafel geëet. Dawid wat baie lief is, wat self groot geword het as 'n skaapwagter en baie lief is vir skape. En hy vat hierdie man se liefde, sy troeteldier, en hy slag hom vir sy mense.
Dawid word baie kwaad. Wat 'n tipe mens so ou moet doodgemaak word? Nathan sê vir hom, dis wat jy gedoen het. Koning Dawid, dis jy. Toe besef hy is. Nou dink 'n bietjie aan ons geheue teksvers. Ons geheue teksvers lees. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dis 'n baie ernstige waarskuwing hierso. Kyk wat sê die lesie se laaste paragraaf hier. Dit sê, dis belangrik om te onthou dat die Bybel hoofsaaklik God se eie volk aanspreek en nie die wêreld daar buite nie. Wanneer ons die afskuwelike sondes van ander sien, wat in skrifgedeeltes soos Openbaring 13 en 17 beskryf word, is dit 'n waarskuwing dat ons ook in dieselfde valstrik gevang kan word. Dis 'n waarskuwing vir ons, dat ons onbewustelik skuldig kan wees van daai selfde sondes wat ons so veroordeel, of die wêreld so veroordeel omdat hulle daai sondes het. Dis 'n baie ernstige saak. En dit is baie belangrik dat ons harte moet ondersoek in gebed. En die Here vra asseblief, toon aan my waar daar skeiding is tussen my en U. Maak my bewus daarvan. En natuurlik om oorwinning daaroor te kry. Kom ons gaan na Woensdag toe. Woensdag 4 Junie, die regter van die ganse aarde. En dit vra ons bekyk na Genesis 18 vers 17 tot 32, dan vra dit, wat leer ons uit hierdie verse oor die karakter van God en hoe hy beplan om uiteindelik met die sonde op ons planeet af te reken? Nou op Genesis 18 vers 17 tot 32 beskryf waar Moses nie, Abraham skies onder die terpentynboom sit en hy sien 2 manne of 3 manne aangeloop kom en toe sit ons na die Here en hy het vir hulle kos gegee en die Here sê vir hom, Sarah gaan 'n kind baar en dan verander die onderwerp en skielik word daar gepraat oor Sodom en Gomorra waar die Here sê ek gaan om die sondes besoek en Abraham vir 'n of ander rede besef maar hierdie is die Here met wie hy praat en hy pleit, hy sê Here, as daar net 50 mense is, sal U die stad spaar. Natuurlik, hy het geweet dat Lot en sy gesin daar is. Hy woon in die stede van Sodom en Gomorra. En die Here sê ja, as daar 50 in die stad is wat nie goddeloos is nie, sal ek dit red. Hy sê Here, as daar net 5 van die 50 kort, as dit 45 is. Here, as dit 40 is, ja ek sal. Here, as dit 35, ja ek sal. Here, as daar 10 is daar 10, ja, as daar 10 is. As daar net 10 in al hierdie stede is, dan sal ek hierdie stede spaar, ek sal hulle nie vernietig nie. Nou vra die vraag hierso. Dis vra, wat vertel dit ons oor die karakter van God en hoe hy by einde van die dag te werk gaan om 'n einde aan sonde te maak? Wil dit wys vir ons dat die Here nie wil nie hê dat enigiemand moet verlore gaan nie. Dat hy ook nie regverdige mense gaan vernietig vir die ondaalwe van goddelose mense nie. Want wat het op die einde van die dag gebeur? Hoeveel mense was daar gewees? Nie 10 nie, maar het was net Lot, sy vrou en sy 2 dogters. En eintlik is sy vrou uitgeval, dus het 3 mense gewees. En tog het God engele gestuur om daai 3 mense uit te gaan haal en hulle te red. Met ander woorde, geen onskuldige sal verlore gaan nie. God sal seker maak hulle word gered. En net soos wat hierdie 2 engele ingestuur is in hierdie goddelose stad in, of stede in, word ons hierdie goddelose wêreld ingestuur in die vorm van die 3 engele boodskap. Dat ons die waarskuwing na die wêreld toe moet vat. Dat ons mense moet roep om uit haar uit te kom. Is 'n werk wat vir ons gegee is. Hier is 'n vraag aan die einde van die dag dit lees. Voordat die Here die finale oordeel oor die verlorenes sal laat plaasvind, gee hy aan ons 1000 jaar om te verstaan wat met wie gaan gebeur en waarom dit gaan gebeur. Wat sê dit aan ons oor die karakter en oor sy karakter en oor sy
beskikbaarheid om deur geskape wesens noukeurig ondersoek te word. Wesens wat heeltemal van hom afhanklik is vir hulle bestaan en wie geen inherente reg het om hierdie dinge te wete te kom nie. Nou, ons lees in die laaste paragraaf van die les hier die volgende, dit sê: laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose te vernietig. Dis nou wat Abraham vra, sal die regverdige van die ganse aarde geen reg doen nie? Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? En kyk dan wat sê dit hierso. Abraham is nie net besig om Sodom se saak te ondersoek nie, maar hy is ook besig om die karakter van God te ondersoek. Net so, voor die einde gaan kom, maak God die boeke in die hemel oop, Openbaring 20 vers 4, vers 11 tot 15, en laat hy toe om die bewyse na te gaan voordat hy uiteindelik vuur op die aarde gaan laat neerdal. Dit wil sê, ons sal 1000 jaar hê om baie vrae beantwoord te kry wat nou nog onbeantwoord is. Nou hier is 'n punt wat op hierdie oomblik in die kerk onder bespreking is. Een van die dinge. Hoekom sal daar 'n ondersoek en 'n oordeel wees? As God weet, voordat Jesus kom, as God weet wie op wat sy kant is, die dag toe hulle gesterf het. Hoekom moet daar 'n oordeel wees? Die oordeel is nie vir God se ondalwe nie. Die oordeel is vir die hemelse wesens. Sodat hulle kan sien die deursigtigheid van God se keuses. En ons ook, na die 1000 jaar, of gedurende die 1000 jaar, met die begin van die 1000 jaar, gaan die boeke oopgemaak word, en ons gaan op die trone sit, en ons gaan kyk, hoekom is hierdie persoon nie hier nie, hoekom is daardie persoon nie hier nie, en ons gaan kyk hoe God geoordeel het, en ons gaan die antwoord gee wat Abraham hier vra. Nee, God sal nie die regverdige saam met die goddelose ombring nie, en ons gaan sien, hierdie persoon is nie hier nie, want hulle wil nie hier wees nie. Ons gaan God vir ewig dien, met 'n blymoedige hart, sonder enige twyfel, dat God enigstens onregverdig of liefdeloos is. En dis die Here wie ons aanbid, wat dit nie eens verdien nie, daai eer en voorreg gee, om so diep in sy hart in te kyk. Kom ons kyk verder in ons les, en ons gaan nou na donderdag toe, 5 Junie, die oordeel voor die wederkoms. En die lesvraag, ons moet kyk na Daniël 7, verse 9 en 10, 13 en 14, vers 22, vers 26 en 27. Dan vra dit, waarop fokus die oordeel hoofsaaklik? Wat is die uitspraak aan die einde van die proses? Wat sê dit aan ons oor die plan van verlossing? Nou Daniël 7 vers 9 en 10 lees, ek het bly kyk tot 'n troon reg gesit is en 'n oue vandag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Nou let wel hierso, dit is nie 'n troon nie, maar dit is trone wat reg gesit is. En dan vers 10, 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Hier baie duidelik word verduidelik wanneer die oorsoekende oordeel begin. Wanneer almal die hemelse wesens deel gaan hê en gaan sien wat die uitkoms van hierdie oordeel is. Wel, dis hoe ek het verstaan. Kom ons kyk nou na vers 13 en vers 14. En ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het eengekom soos die seun van die mens. Nou dadelik kan ons dink, nee, maar hier praat dit van die wederkoms. Dis die seun van die mens is Jesus, en hy kom met die wolke van die hemel. Maar nee, dis nie die wederkoms nie. Jesus is hierso op pad na 'n ander plek toe. Kyk gou mooi hierso. Wat sê dit in vers 13? En ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het eengekom soos die seun van 'n mens, en het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom. So waartoe is Jesus gebring? Na die Vader toe, na die allerheiligste toe, nie? En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy, sy ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Jesus
aan hom is die oordeel gegee. Dan vers 26-27, maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg, dis nou die antichrist mag. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee, aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam. So baie duidelik sien ons hierso, vind ons hierdie uitspraak van hierdie oordeel, en dan word die koninkryk oorgegee aan die kinders van God. En dat daar trone neergesit is, dat die hemelse wesens en ons gedurende die 1000 jaar natuurlik gaan deel hê in daardie oordeel. God maak die boeke oop, sodat ons duidelik kan sien hoe die Here geoordeel het. En ons gaan op die einde van die dag gaan ons sê, God is regverdig. So, dink daaraan, dat jy in die oordeel staan, met al jou geheime voor as 'n heilige God, alles voor hom ontbloot. Wat is jou enigste hoop, wanneer daardie oordeel plaasvind? Almal se boeke gaan oopgemaak word. En wanneer ek voor die Vader, of my boek voor die Vader staan, en my boek word oopgemaak, gaan die lewe van Jesus daarin geskryf staan. Want Jesus het aarde toe gekom, om in my plek te oorwin, om in my plek te sterf, en die prys van my sondes te betaal, en om sy geregtigheid voor die troon te plaas, in plaas van my ongeregtigheid. So my hoop is in Christus, en in Christus alleen. As ons kyk na Vrydag het 4 vrae, en die eerste vraag lees soos volg. Jesus het aan sy disippels gesê dat hulle in die wêreld is, maar dat hulle nie van die wêreld is nie. Hoe kan ons verantwoordelikheid om die wêreld te win, met ons behoefte om ons vlekkeloos te bewaar vir die wêreld, te balanseer? Wel, daar's 'n sêding, ons as Christene moet in die wêreld wees, want ons moet aan die wêreld evangeliseer, maar die wêreld moet nie in ons wees nie. Dis soos 'n bootjie, die bootjie moet op die see wees, maar as die see in die bootjie is, dan gaan die bootjie sink. En in vandag se lewe is dit 'n baie moeilike ding, want die wêreld word in jou keelgat afgedruk. 'n Mens moet wegbly van so baie dinge af, so baie dinge, omstandighede en plekke vermy, want die invloed wat dit op 'n mens het, kan maak dat die wêreld in jou inkom, en dan daar woning maak. En wanneer hierdie wêreld vernietig word, kom jy agter, maar ek is deel van die wêreld, en word vernietig saam met die wêreld. So ons moet ons vlekloos bewaar van die wêreld, deur naby aan Christus te bly, in konstante studie van die woord, om die koninkryk van God altyd voor oog te hou, en om verhouding met die Here 'n lewendig te hou. Die volgende vraag. Wat leer Noag se publieke bediening voor die vloed ons, oor hoe die groot stryd werk? Op watter maniere vertolk ons die selfde rol vandag? Wel, die wêreld is goddeloos, en die meerderheid van die mense in die wêreld gaan nie die waarheid aanvaar nie. Dis hartseer, van hulle is ons geliefdes, of gaan van ons geliefdes wees. Maar een ding kan ons weet, dat as Jesus sy lewe gegee het vir ons geliefdes, vir elke mens op die aarde, is daar niks wat hy moontlik sal doen om mense na hom toe te trek dat hulle gered word nie. Alles moontlik buiten hulle eie wil te verkrag, in die konteks van hulle eie wil. En soos ek gesê het, ons moet die saad saai. Ons moet nie mense oorreed nie. Die Heilige Gees doen daai oorreding. Daarom is gebed so belangrik. Die mense met wie ons werk, ons familielede. Ons moet ernstig en baie hard en gereeld vir hulle bid. Net bid, ons moet vas vir hierdie mense. Want die magte van die duiwel is sterk. Die aantrekkingskragte van hierdie wêreld is sterk. En die Here het beloof, hy het gesê, ons gaan nie kan deurkom sonder vas en gebed nie. Ons moet vir mekaar bid. Dit help nie dat ons saai die saad nie. Die hardste werk wat ons vandag probeer doen is oortuiging. Nee, ons hardste werk moet wees om vir hulle te bid, nadat ons die saad gesaai het. Saad saai is maklik. Om hulle die waarheid te vertel is maklik. Maar dan moet ons daarna ernstig vir hulle intree in gebed. Vraag 3. Lees soos volg.
voordat die sondaars met vuur uit die hemel vernietig word, soos hy dit met Sodom en Gomorra gedoen het, wek God hulle uit die dood uit op, en laat hy Satan toe om vir 'n kort rukkie saam met hulle te werk. Openbaring 20 vers 7 tot 9. Watter redes kan jy aan dink waarom dit as laaste stap nodig sou wees voordat God alles regstel? Wel, ek dink dit gaan baie duidelik aan die heelal wys, dat selfs wanneer hierdie mense besef, hulle het dit gemis. Hulle gaan besef, hulle gesien, daar's die stad, daar's die gelowiges, gaan hulle nog steeds, eerder as om tot bekering te kom, en God te pleit vir genade, gaan die boosheid van hulle harte baie duidelik word, en hulle gaan die stad omsingel, om die stad met hulle geliefdes daar binne, en die God wat hulle geskaap en vir hulle gesterf het, alles vir hulle opgegee het, maar wie hulle verwerp het, om ons aan te val. Dit gaan uiteindelik wys, dat die mense wat God nie toegelaat het, om die stad in te wees nie, om in die stad te wees nie, dat God se besluit daar reg is, want kyk hoe boos is hulle harte, selfs nou, wanneer hulle sien waar hulle is, kies hulle om eerder God aan te val. Maar daar kan ander dinge, redes ook wees, ander verduidelikings wees, so gesels met my in die kommentaar gedeelte hieronder, ek hoor graag van jou. Die volgende vraag, vraag 4, terwyl jy die verhale wat ons hierdie week bestudeer het oordink, watter waarskuwings vind jy daarin vir jou eie lewe? En hier is 'n persoonlike vraag. Terwyl jy die verhale wat ons hierdie week bestudeer het oordink, watter waarskuwings vind jy daarin vir jou eie lewe? Wat leer hierdie verhale jou oor jou hoop in Christus? Dis so waar, né? In die eerste plek, kom ons kyk na die geheue-teksvers. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dis 'n waarskuwing aan elkeen van ons. Maar wat is dan ons hoop? Want ek weet, ek sukkel, ek kan nie die gebooie gehoorsaam nie. Daarom is Jesus my hoop. Hy het die gebooie gehoorsaam. En hy beloof nie net om my te vergewe daarvan nie, maar om ook om my die oorwinning te gee, want hy het die pad gestap. En deur die invulling en die inwerking van die Heilige Gees, deur die proses van heiligmaking, kan die Here ons oorwinning gee oor daai ding wat skeiding maak tussen ons en die Here. En wanneer ons die sonde in die wêreld sien, is ons nie veroordelend nie, maar ons harte is seer, want ons weet dat die karakter van God so misvorm is in die mens, dat alles wat hy dink altyd net deurboos is. Dis waar ons is vandag. Vriende, mag die Here gee, dat ons in hierdie tyd wat ons oor het, want ek kan môre doodgaan, dan is my genade deurgesluit, dan is die tyd verby. Mag ek, terwyl ek nog die geleentheid het, vandag die besluit maak, om opnuut weer my lewe vir die Here te gee. En sê, Here, so stikkend en swak as wat ek is, asseblief, ek hou vas aan Jesus, U is my enigste geregtigheid. Help my, gee my die oorwinning. En die Here is getrou. Hy beloof dat hy dit vir ons sal gee. Jesus sou nie verniet gesterf het vir ons nie. Amen. Baie, baie dankie. Julle saam met ons ingeskakel het vir hierdie week se lesse. Dis vir ons 'n groot voorreg om hierdie saam met u te deel. Ek sal dit baie waardeer as u dan ook saam met ons hierdie sal bespreek. So baie, baie dankie vir elkeen wat julle kommentaar gee. Dit beteken regtig baie en is lekker om saam met julle te gesels en van julle te hoor. En weer eens, hou ons asseblief van julle gebede. Ons bid ook vir elkeen van julle. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die groot voorreg en eer wat ons het om hierdie lesies saam te kon bespreek, saam te kon deurgaan, die woord te kon open en te kon sien, Here, hoe ons hoop op Jesus alleen is. Hemelse Vader, baie keer kyk ons na die wêreld en die sondes van die wêreld en ons mis wat hier in ons harte aangaan. Ag, mag U Gees ons altyd bewus maak van dit wat skeiding maak tussen ons en U, sodat ons dit na U troon kan bring, dit kan bely en dit skoon gewas kan word met Jesus se bloed
en U ons 'n nuwe hart kan gee, 'n vaste gees, om altyd in U weë te wandel. Behoed me waar ons asseblief, tot die dag wat Jesus ons kom haal, en vat ons dan huis toe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.